Dis vir my groot voorreg om vanmiddag met 'n ou vriend en ou kollega Connie Burger te gesels. Connie is die medeskrywer van die boek Ons wil Jesus sien. En in aanloop tot hierdie konferensie het ek 'n bietjie deur die boek geblaai en skielik besef dat ons eintlik baie goeie raakvlakke het met dit wat Connie in die boek sê, ook Marius in die boek sê, en dit wat ons in hierdie konferensie wil doen. Connie, ek wil sommer met die deur in die huis val en net sê, in die lees van die boek het ek net weer opnuut besef dat wanneer ons oor evangelisasie praat, ons nie anders kan praat as om oor Jesus Christus te praat nie. En dat evangelisasie is nie hierdie een of ander groot proses in program waarmee ons besig is nie, maar en ek wil nou nie woorde in jou mond lê nie, maar dis eintlik die bekendstelling van Jesus Christus en Jesus Christus alleen. Ja, ongetwyfeld, Bram. Jy het nou na die boek verwys. Jy sal dalk onthou, in die begin van die boek, in die eerste hoofstuk, formuleer ons so 4 redes waarom ons sê ons gedink het ons moet hierdie boek skrywe. Marius is nou 'n Nuwe Testamentikus, maar ek is nie 'n dogmatikus nie. Jy weet, dit is nie 'n soort van boek wat ek behoort te geskryf het nie. Maar ek het net gevoel dit is nodig dat ons dit nou doen. En die eerste van die 4 redes wat ons genoem het ons gesê, dis 4 besorgdhede wat ons soort van uitspreek oor die kerk. En die eerste een het ons gesê dat ons bekommerd is dat baie mense in die kerk nie besef hoe sentraal Jesus Christus staan in die kerk en in ons Christelike geloof nie. Baie keer is daar 'n klomp ander goed wat eintlik die tafels vul, die gesprekke vul. Ek wil nou nie uitbrei daaroor nie, maar ons eie kerk is nie altyd onbelangrike goed nie, maar dit is nie die primêre sake waaroor dit gaan nie. Dit help nie, jy het 'n klomp ander goed reg. En jou belydenis of jou verstaan, jou verhouding met Christus is nie in plek nie. Ek sê in die boek ook, iemand wat my gehelp het om dit te besef is Andrew Walls, die Skotse missioloog. Hy het lank in Afrika gewerk, wonderlike oom, hy was in 2008 hier so vir 3 weke op Stellenbosch. Hy het baie jaar in Afrika gewerk en hy ken Islam goed. En in een van sy boeke skryf hy, mense vergelyk dikwels die Christendom met Islam, en dan sal hulle sê, die verskil nou is, ons het die Bybel, hulle het die Koran, ons het vir Jesus en hulle het vir Mohammed. Maar dan sê Walls, dis 'n verkeerde vergelyking. Want hy sê die Islam dink nie Mohammed is God nie. Hulle dink nie Mohammed is hulle verlosser nie. Mohammed het nie vir hulle gesterf nie. Hulle eer Mohammed omdat hy vir hulle die Koran gegee het. Die regte vergelyking is wat Christus is vir die Christelike kerk, is die Koran vir vir Islam op die end. En ek dink, laat ek sê, dis een wat 'n mens baie versigtig mee moet wees, maar van die goed wat ons daar sê, ons krikkerig is voor, is dat goed begin in die kerk deur mekaar loop. Nou moet jy my mooi hoor, as die Bybel vir mense belangriker begin raak as Jesus. Natuurlik is die Bybel belangrik, maar geloof in die Bybel kan jou nie red nie. Die Bybel is belangrik omdat die Bybel vir ons die autentieke verhaal, die verhaal wat ons glo oor Jesus vertel. Dis hoekom ons die Ou en die Nuwe Testament vir ons belangrik is. Ons word nie gered deur die Bybel nie. Ons word gered deur ons geloof in Jesus Christus. En dit voel vir my, daar's te veel stryery op die oomblik in die kerk oor die Bybel. Amper onseker tekste in die Bybel. Onduidelike tekste. Jy weet, dit neem ons tyd op. En ek vrees nie, dit gaan ons nie ver bring nie. Kan ek ook by sê, Bram, ek wil in dis 'n tweede fyn onderskeiding wat 'n mens moet maak. Jy sal nou weer destyds met hierdie missionale gemeentes wat Pat Kiefert ons mee gehelp het ons vraelyste in die gemeentes uitgedeel, en een van die skokkende goed, hulle het dit manifest ook gekry,
was dat gesê word in die gemeentes, ons praat baie oor die kerk en ons praat baie oor die Bybel en ons praat baie oor tekste, maar ons sukkel om oor God te praat. En nou wil ek by sê, wanneer ons oor God praat, voel dit vir my, praat ons oor 'n algemene, filosofiese God en nie oor Jesus nie. En die hart van die Christelike geloof lê daarin dat ons glo dat God soos Jesus is. Ek het die laaste tyd nou baie tyd spandeer om rondom die Triniteit te lees. En die Triniteit belydenis het alles te doen met Jesus. Dit is opgeroep deur dat mense se oë oopgegaan het vir Jesus. Kan ek sê ook, dis histories. Begin die kerk nie by mense wat op 'n dag besluit het, hier kan nie niks wees nie, ons dink ons glo in 'n God nie. Ek wil daar's ander godsdienste begin so, maar nie die Christendom nie. Die Christelike kerk begin in Handelinge nie na die sterwe van Jesus nie. Na die sterwe van Jesus is die klomp uitmekaar gejaag. Dis na die nuuskom van die opstanding. As jy Handelinge gaan lees, ook sal jy sien Paulus, hulle preek min oor die kruisdood van Jesus, verbasende ding. Hulle preek oor die opstanding. En mense kom tot geloof, die Christelike kerk word gevorm, waar mense begin glo dat die Jesus wat gesterf het en daai soort lewe gelei het, dat hy deur God opgewek is uit die dood. Die kerk is mense wat hulle self rondom Jesus vergader. En in daai sin kan ek my laaste opmerking maak, kan jy dalk net wat by sê. Baie van die predikante of mense op die oomblik wat onnigter raak met die geloof en die kerk verlaat en skryf daaroor en praat daaroor. Ek nogal sê, ek dink hulle praat en skryf te veel oor God in die algemeen en te min oor Jesus spesifiek. Ek weet dat Dirkie Smit het sommer vir my vertel waar hy nou klas gee aan die ander kant is daar's baie studente wat kom teologie wat seer gekry langs die pad. Jy weet, ek wil 'n mens verstaan dit. En wat nou vir hom sal sê, hulle sukkel om te glo in God. En hy sê as hy gaan sit met hulle en gesels en sê maar vertel vir my van die God in wie jy sukkel om te glo. En hy sê feitelik elke keer kon na 'n uur of wat vir hulle sê, Jesou, maar die God van wie jy my nou vertel, ek glo ook nie in hom nie. Dis nie enige God nie. Tom Wright het die mooi ding gesê, is ook 'n wilde ding wat jy reg moet verstaan. Hy het iewers blykbaar gesê, ek is nie seker of ek in God glo nie, maar ek weet ek glo in Jesus. En ek wil dis die kern van die goed. As ons help nie ons redeneer met mense oor God. Die gesprek moet gaan oor Jesus. Koenie, ons tyd loop uit, maar ek wil twee dinge wat ek net nog op die tafel moet sit, wil ek graag wil hê jy moet op reageer. Die een is, jy skryf eers om te sê dat die Gees trek mense nader aan Christus en dan vind daar 'n bekendstellingsproses van Christus plaas. Nikodemus, Josef van Arimatea, jy weet in die voorbeelde. En dit lyk net vir my dat dit gebeur vandag nog en ons is daardie agente dat wanneer mense hierdie behoefte ontwikkel, dat ons die sensitiwiteit sal hê om Christus en Christus, omdat ons Christus self ken, aan mense bekend te maak. Maar ek wil 'n tweede ding, en jy kan maar self besluit hoe jy wil reageer. Jy het so 'n mooi ding wat jy sê, Christus vra van ons niks nie, hy wil vir ons goed gee. Efesiërs 1, né, die seëninge in die Gees. Christus kom met 'n lysie voor ons staan. Hy wil hom vir onsself en die seëninge wat in Christus voorberei is, wil hy aan die mensdom skenk en bekend maak. En daai ding het my tussen die oë getref. En regtig diep geraak die laaste tyd. Jy wil nie graag daarop reageer nie. Ja. Laat ek dalk begin met die eerste een. Dit is absoluut vital. En ek skryf daaroor dit is my eie storie. In die twee tekste wat ek baie van hou, waar mense dit helder sien, dat geloof, as ek wil dit so stel, geloof begin
as jou oë oopgaan vir Jesus. As jy 'n tweede kyk na Jesus gee, want ons sien nie altyd in die eerste ronde alles wat ons moet sien nie. Soms gebeur daar goed wat maak jy kyk weer en dan sien jy meer. En die twee plekke waar mense dit baie mooi sien is Johannes 2, die bruilof in Kana. Waar Jesus die water in wyn verander. Daar was baie mense by wat jy weet moes dit so nie verbygaan dit gesien. Maar dit het nie effek op hulle gehad nie. Daar staan aan die einde net hierdie eerste teken het Jesus te Kana in Galilea gedoen. En dan staan daar en die disippels het sy heerlikheid, sy doxa gesien en in hom geglo. Daar het hulle oë begin oopgaan vir hier's meer aan hierdie ou en ons moet by hom bly. Die tweede ding waar dit verskriklik mooi deurkom is Lukas 5, die wonderlike visvangs. Jy ken nou die storie hoe Jesus vir die ouens vra, jy weet, wat het julle gevang? En hulle sê net, is die hele nag uit en niks gevang nie. En hy sê, stoot deur die boot uit en Petrus verwag eintlik niks nie, maar uit respekte vir Jesus doen hy dit. En as hulle die nette uitgooi en intrek en die vis kom terug, dan het jy die gevoel, Petrus draai om en kyk weer na Jesus, na hierdie vis op die boot lê. En hy sien anders, iets anders as wat hy die hele dag so ver gesien het. En dan sê hy vir hom, daar staan hy het neergeval voor hom en vir hom gesê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. En daai moment, 2 Korintiërs 3 vers 18, nou nie tyd om hom aan te haal nie. Maar dit is wat ook daar staan en wat ek dink waar die prediking gaan. Dat ons die verhaal van Jesus maar aan mekaar mense moet vertel. Tot op 'n dag dalk. En ek dink, dis wat jy daar sê, Bram, geloof word gebore dikwels in wanneer twee goed bymekaar kom, wanneer jy die verhaal van Jesus hoor op 'n manier wat jy dit nog nie tevore gehoor het nie, en daar is iemand naby jou, 'n mens, of 'n gemeente of wat ook al, wat iets van hierdie goed vergestalt, en wat jou aantrek. Ek wil dan praat nou oor diep goed nou, maar ek dink dit is waar geloof gebore word. Ja, kan ek een ding dalk nog sê oor julle konferensie nou. Op 'n tyd het dit my net opgeval. Julle gaan oor evangelisasie praat en evangelisasie gaan kyk ons daar's 3 klassieke tekste dink ek oor getuienis. Matteus 28, 18 tot 20, Handelinge 1 vers 6 tot 8 en dan een wat ons min lees, maar die laaste 2 verse van Handelinge 28. Nou jy sal nou weet in die opdrag wat Matteus 28 gegee word is dat Jesus vir die disippels sê maak die vertel hulle alles wat ek gedoen het en beveel het en maak hulle my disippels. Nie maak hulle kerklidmate of wat alles nie, maak hulle my disippels. Dis die opdrag wat daar gegee word. En vertel vir hulle, leer hulle alles wat ek vir julle gesê het. Die tweede in Handelinge 1 vers 6 tot 8 is die opdrag ook, julle sal my getuies wees. Nie die storie van die Ou Testament in die eerste plek, of 'n klomp reëls of wat ook al nie. Julle sal vir mense oor my vertel, julle sal my getuies wees. En dan vir my die heel mooiste is Handelinge 28, as Petrus of Paulus in Rome sit en wag vir die hofsaak. Sê hulle hy moes 3 jaar wag en hy het 'n huisie gekoop of gehuur met sy eie geld. En dan staan daar 3 goed. Hy het almal wat met hom wou praat, het hy ontvang. Almal, sonder aansien 6 persoons. Groot ding vir 'n kerk om dit te doen. Maar dan staan daar, hy het 2 goed gedoen. Die eerste is, hy het die koninkryk van God verkondig. Koningskap van God. En van die mense sê, van sy huisie af kon hy dalk die paleis sien. En hy het vir die mense gesê, julle moet nie bang wees vir daai of wat daar bly nie. Hy kan net sê julle doen nie, maar die koning is Christus. Dit is die koningskap van Christus. Dis die appel van die evangelie. Maar dan staan daar hy die koninkryk van God verkondig en hy het hulle alles oor die Here Jesus Christus vertel.